Goeiedag en baie welkom by vandag se splinternuwe hoofstuk, genaamd oppervlakte en volume en spesifiek dan nou in 3D voorwerpe. In vandag se video gaan ons kyk na die buiteoppervlakte en volumes van prismas en silinders. Voor ons daarmee begin, is dit belangrik om net terug te dink aan 'n paar formules wat ons het vir 2D-vorms, tweedimensionele vorms, en naamlik die omtrek en die oppervlakte. En ons 4 basiese vorms wat ons gaan gebruik, wat jy baie gaan nodig hê wanneer ons nou met hierdie 3D-vorms werk, is die vierkant, die reghoek, die driehoek en die sirkel. Onthou, vir omtrek gebruik ons die letter P, wat vir die Engelse woord perimeter is, en vir oppervlakte 'n A vir die Engelse woord area. Nou 'n vierkant het 4 gelyke sye, so die omtrek is 4 gemaal met een van hierdie sylengte, so 4 maal sy. Die oppervlakte is sy gekwadreer. 'n reghoek het 'n lengte en 'n breedte. So ons omtrek is dan 2 keer die som van die lengte en die breedte. Vir die oppervlakte is dit lengte maal breedte. Vir enige driehoek is ons omtrek die som van die 3 sye se lengtes, terwyl die oppervlakte is die helfte van jou basis gemaal met die loodregte hoogte van die driehoek. 'n sirkel het 'n radius, so vir sy omtrek is dit 2 paai radius en vir die oppervlakte gaan dit paai radius gekwadreer wees. 'n paar ander oppervlakteformules wat ook handig te pas kan kom, is die van die parallelogram, wat baie amper dieselfde is as jou reghoek. So vir die oppervlakte is dit jou basis gemaal met 'n loodregte hoogte. So oppas, jy kan nie sê lengte maal breedte nie, nê? Dis jou basis maal met die loodregte hoogte. Vir 'n vleer is dit helfte die een hoeklyn vermenigvuldig die ander hoeklyn. En vir 'n trapesium is dit die helfte die som van die ewewydige sye gemaal met die loodregte hoogte. 'n ander formule wat ook handig te pas kom, is die van 'n reëlmatige seshoek. So met ander woorde, jy sal dan 'n 6-hoekige prisma kry waarvan jy die volume of die buiteoppervlakte moet bereken. So, vir die basisgedeelte, vir die 6-hoek, kan jy dan die volgende gaan doen. Die 6-hoek gaan jy basies in 6 gelyksydige driehoeke gaan verdeel. So gelyksydig beteken elkeen van die 3 sye van die driehoek is ewe lank. So as jy nou na die skets kyk, hier is nie 'n spesifieke lengte gegee nie, so die sylengte is net S. Kom ons gaan bereken een driehoek se oppervlakte. Nou, die oppervlakte van 'n driehoek is helfte die basis maal met die loodregte hoogte. Nou, soos jy kan sien, het ek hier in die skets, het ons 'n loodregte hoogte vir onsself gaan insit, en ons een sy, die basis sy, is dan half sy. Om dan die hoogte uit te werk, gaan jy Pythagoras gebruik. So dit gaan die skynsy gekwadraat, S kwadraat, minus daai half S gekwadreer. So dit beteken, ons kry op die ou end dat ons loodregte hoogte van een van hierdie driehoeke is vierkantswortel 3 gedeel deur 2, gemaal met wat ook al jou sy se lengte is. So, vir die oppervlakte van een driehoek, onthou, die formule is helfte die basis maal met die loodregte hoogte, kry ons dus nou die helfte van S gemaal met hierdie hoogte wat ons nou sopas uitgewerk het. As ons dit dan nou vereenvoudig, dan kry ons die formule is vierkantswortel 3 gedeel deur 4 gemaal met S kwadraat. Om dan nou die oppervlakte van die hele 6-hoek te kry, gaan ons hierdie oppervlakte van hierdie een driehoek gaan vermenigvuldig met 6. So 6 keer die vierkantswortel 3 gedeel deur 4 gemaal met S kwadraat kan dan vereenvoudig na 3 vierkantswortel 3 gedeel deur 2 gemaal met S kwadraat. Nou, hierdie is 'n baie handige formule om te onthou en saam met die res van jou ander formules te leer, maar jy het ook nou die metode gesien hoe om dit te gaan uitwerk, in geval jy dalk die formule vergeet. Nou wil ons kyk na 3D-vorm se buiteoppervlakte en volume.
Nou, eerstens is dit belangrik, ons gaan onderskei tussen reëlmatige en onreëlmatige vorms. Nou, die maklikste om dit te verduidelik is om te kyk na 'n silinder en na 'n uurglas. Beide van hulle se basisvorm is 'n sirkel, maar waar 'n silinder daardie sirkelbasisvorm regdeur van die onderpunt tot bo behou, verskil dit van 'n uurglas wat die basisvorm begin met 'n sirkel, maar dan vernou hy en dan gaan hy weer uit om weer die sirkel te kry. So met ander woorde, die uurglas staan bekend as 'n onreëlmatige vorm. Ons gaan dan ook verder onderskei vir ons formules tussen die prismas, silinders, dit is wat ons vandag na spesifiek gaan kyk. In 'n volgende video sal ons kyk na piramides, so laat ons 'n basis en dan kom hy na 'n skerp punt boontoe. 'n Keel, baie amper soos 'n piramide, die basis is net 'n sirkel, en laastens gaan ons kyk dan ook na sfere. Nou, soos reeds gesê, gaan ons vandag kyk na prismas en silinders. En ons gaan spesifiek na reëlmatige prismas kyk. Nou, hierdie vorm wat jy hier op die skerm sien, lyk nie baie reëlmatig nie, maar hy is tog, want die basisvorm behou regdeur die vorm tot heel bo. So die basis is net nie 'n reëlmatige figuur wat jy ken nie, maar jy kan hom gaan opbreek in byvoorbeeld 'n trapesium en 'n driehoek. Nou, om die volume en die buiteoppervlaktes te bereken, is dit belangrik dat jy 'n paar begrippe verstaan. As ons praat van die basis, dan praat ons van die basis hier aan die onderkant, wat hom regdeur tot bo weer dieselfde basis gaan hê. So ons praat van dis twee ewewydige kongruente forme. So onthou, kongruent beteken hulle dieselfde vorm en grootte, okay? Maar is nie noodwendig, dit is nie net van toepassing op driehoeke nie, dit kan enige vorm wees, okay? So dit moet twee ewewydige forme wees. En dan gaan ons ook werk met die hoogte, wat die loodregte afstand is tussen daardie twee basisse van ons. En jy gaan sien, meeste handboeke verwys na hierdie hoogte, wat ons mee gaan werk met 'n hoofletter H. Want ons kleinletter H verwys na 'n loodregte hoogte, wat ons nogal baie gaan gebruik, byvoorbeeld by iets soos 'n driehoek. So as ons nou kyk na reëlmatige prismas en silinders, begin ons met 'n silinder. Nou as ek die silinder oopsny, dan is daar die middelste gedeelte dieselfde as 'n reghoek. So die hoogte van die prisma word die breedte van die reghoek, en die lengte van daai reghoek is dieselfde as die omtrek van die basis, die sirkel. So met ander woorde, vir die oppervlakte gaan ons dan sê 2 keer die oppervlakte van die sirkel plus die omtrek van die sirkel gemaal met die hoogte van die prisma. So daar kan jy mooi sien, dis 2 sirkels in 'n reghoek, en die reghoek, lengte maal breedte, is dan die hoogte van die silinder gewees, gemaal met die omtrek van die sirkel. So, kom ons maak dit net gou 'n bietjie eenvoudiger. TBO staan natuurlik vir totale buiteoppervlakte, so dit beteken eenvoudig, ons moet al die sykante van wat ook al ons figuur is, gaan uitwerk. So ons gaan met reëlmatige vorms werk. Nou die eerste twee vorms is prismas. Die eerste ene is 'n kubus, sy basisvorm is 'n vierkant. Dan het ons ook 'n reëlmatige prisma, maar die basis is 'n vorm wat ons nie ken nie, en dan het ons die silinder. Nou vir die totale buiteoppervlakte begin ons en ons sê daar's 2 oppervlakte van die basisse. So met ander woorde, ons sien by die kubus is ons basis is 'n vierkant, en die oppervlakte van 'n vierkant is sy gekwadreer. Gaan maal dit met 2, want dit is dan 2 vlakke, en so doen jy dan vir elkeen van die ander figure. Vir die middelste gedeelte, het jy dan nou uit daai video gedeeltetjie gesien, dit is die omtrek van die basis, gemaal met die hoogte van die prisma. So, dit werk dan vir elkeen van hierdie figure, die omtrek maal met die hoogte, en so ook vir die silinder, die omtrek, 2πr, gemaal met die hoogte. En dit gee vir jou dan die totale buiteoppervlakte. Vir volume, gaan ons kyk na dieselfde 3 figure. So vir volume, gebruik ons net 1 keer die oppervlakte van die basis, en hierdie oppervlakte van die basis maal ons dan met die hoogte van die prisma.
So hierdie is 2 basiese formules wat jy baie goed moet ken. Vir die buiteoppervlakte is 2 keer die oppervlakte van die basis, met ander woorde die onderkant en die bokant, plus vir die middelste gedeelte is dit dan die omtrek van die basis maal met die hoogte van jou prisma. So onthou, dit werk vir enige prisma en selfs vir 'n silinder. Die volume is die oppervlakte van die basis maal met die hoogte van die prisma. So jy gaan telkens nou net jou bekende formules vir die oppervlakte van die basis en vir die omtrek van die basis gaan invervang. Byvoorbeeld vir 'n vierkant is die oppervlakte sy gekwadreer en die omtrek is 4 keer sy. Vir 'n reghoek is die oppervlakte lengte maal breedte en die omtrek is 2 keer die lengte plus die breedte ensovoorts. Onthou, wanneer jou basisfiguur nie 'n bekende figuur is nie, gaan verdeel jy dit op in van jou bekende figure. Dan, laastens ook, 'n vangplek wat hulle nogal baie lief voor is om byvoorbeeld te sê, jou prisma is aan die bokant oop, of hy is bo en onder oop, of hy is in die helfte verdeel, of dit is 'n blok waaruit 'n silinder uitgesny word. So kyk mooi na die vraag, lees mooi wat is gegee en wat word gevra, en dan behoort jy nie 'n probleem te hê nie. Lekker gaan werk aan die huiswerk, sterkte en geniet dit.